Goed, Sandra Venter van Bone SA kuier vanoggend by ons om oor die belangrikheid van weefselskenking te gesels. So goeiemôre en hartlik welkom Sandra. Môre Elsa, dankie. Goed, ons begin sommer deur te vra wat presies is weefselskenking? So Elsa, ek dink die maklikste manier om te verduidelik is in die konteks van orgaanskenking. Ons almal weet dat 'n mens kan organe skenk na jou dood en sodoende iemand anders te help met 'n oorplanting. So ongelukkig is die meeste mense nie in daai ideale situasie om organe te kan skenk nie. Weet, om organe te skenk, ek kan sê ek wil dit graag doen, maar daar is 'n sekere vereiste wanneer dit kom by die dood. Die persoon moet 'n ernstige breinbesering ervaar, in die hospitaal wees, in die ICU, op die hartklangmasjien, dan kan ons organe skenk. Maar die meeste mense gaan nie op daai manier dood nie, net omtrent 5%. So die res van ons voel dan nou, ek wil graag skenk, maar ek kan nie 'n verskil maak nie. So dis waar weefselskenking inkom. Selfs al gaan ons dood by die huis, by die kerk, die werk, maak dan nie saak omstandighede nie, kan ons nog steeds weefsel skenk, en dis basies net 4 goed. Korneas, beenweefsel en tendons, vel en hartkleppe. As ek reg onthou, Sandra, het ek die eerste keer van die vel uitgevind toe ek met jou gepraat het 7 jaar terug, want ek mag nou nie gesê het, "Haai, dis die eerste keer ek dit nou hoor nie, want ons het gepraat, maar dit is nou so lekker, dit is 7 jaar terug met my vorige werk." Ja. Maar ek onthou dit spesifiek en ek dink dit gaan oor soos babatjies wat gebrand het. Jy kan die vel gebruik wat daai vel oorsit, wat baie vinniger. Goed, maar ek dink wat baie belangrik vir my is om nog steeds bietjie te fokus. Ek sien iemand het gister vir ons op WhatsApp gestuur en gesê oor orgaanskenking is hulle dit in hulle testament gesit. Maar dit help nie sit in jou testament, die familie moet besluit. Maar ek het nou vir die eerste keer iets gehoor om te besef, dis net 5% van mense wat op die masjien opeindig wat die familie kan besluit. So jy, wat is dan daai weefsel, wat moet 'n ou doen dat mense dan weet jy is bereid. Weer eens die familie wat moet weet. Dis reg, ja. So die hele besluitnemingsproses is dieselfde as met orgaanskenking, en ons registreer, ons moedig mense aan om te registreer by die Organ Donor Foundation, jy weet, as skenkers. Maar die gesondheidswet, hoofstuk 8 daarvan, het baie duidelike riglyne wat sê ten tye van die sterfte is dit nodig dat die naasbestaande toestemming gee vir die verwydering van enige organe of weefsel. So al is dit in die testament, al het ons geregistreer, is dit nog steeds die familie wat daai besluit neem. So ons sê vir mense, dis nie genoeg om te registreer nie, jy moet met jou mense praat. Jou vrou en jou kinders en jou vriende moet weet, dis wat ek graag gedoen wil hê, sodat dit kan uitwerk ten tye van dood. Ek weet, om aan te sê, kies tog Elsa, want net vir prakties, want die orgaan gaan oor daai hart moet nog in die gang gehou word en jy weet of jou niere wat jy wil skenk of jou longe. Ja. Maar met weefsel, soos jy sê, as jy nou en dis nou akelig om oor te praat, maar mens moet want dis waar dit gaan. Jy weet, as jy nou by die huis doodgaan, is daar 'n tyd aspek voor jy wanneer jy die vel moet vat of jou kornea. Jy help nou nie na 3, ek weet nie. Ja. Wat is die tyd? Daar is, maar ons sê altyd vir mense, moenie laat die tyd jou pla nie. Ons sal die besluit neem wanneer ons daar kom. Maar ja, jou tyd is nou oor. Maar korneas moet ons tipies herwin binne 12 ure na die sterfte. So jy kan sien dis nie 'n maklike storie nie, dis 'n redelike uitdaging, maar vel en hartkleppe kan ons tot 48 uur na die sterfte doen, en been en tendons kan ons doen tot 5 dae na die sterfte. So ek wil amper sê dis nooit te laat nie. As die persoon reeds by die ondernemer is, reeds by forensies is, ons kan dit nog steeds doen. Ja, jy gaan nie alles kan doen nie, maar selfs met been is daar baie waardevolle bydrae wat ons kan maak vir iemand anders. Goed, en is daar enigiets anders wat jy sal uitsonder rakende, jy weet, 'n moontlike verskil of dalk verskille tussen weefselskenking en orgaanskenking? Ek dink die groot ding is maar dat ons sê oor die algemeen is organe lewensreddend. Dit maak letterlik die verskil tussen lewe en dood. Waar weefsel vir ons bietjie meer gaan oor kwaliteit van lewe. So nou kan 'n ou sê, wel, hoe belangrik is daai kwaliteit? Wel, as dit die verskil maak tussen blindheid en om te kan sien, is dit 'n massiewe verskil. En veral wanneer dit kom by ouens wat broodwinners is. As die broodwinner 'n besering opdoen en daar's blindheid, of hy kan nie meer werk as gevolg van 'n besering nie, of amputasie nie, of so iets, dan maak dit 'n massiewe impak, nie net op sy kwaliteit van lewe nie, maar sy hele omgewing en sy menswees, sy strukture, want nou kan hy nie meer werk nie. So weefselskenking het 'n impak op daai manier.
Die een weefsel wat ons wel voel is absoluut lewensreddend, is die vel. Want ons gebruik dit uit en uit vir pasiënte wat brandwonde opgedoen het, en is nie net kindertjies nie, hoor, dis volwassenes, en die behoefte daarvoor is baie groot in Suid-Afrika. Ja, dis interessant vir my, maar dis amper so gebruik soos 'n pleister. Dis reg, ek ja, hy is amper verstaan. soos 'n verband, ja. En hy word tydelik opgesit. Mense vra altyd nou, Groei jou vel nou in die ons ja, arm wat is ek nou, gaan die vel nou donkerder of ligter wees? Weet, in Suid-Afrika het ons mos al die kleure, velle, so gaan ek nou 'n patch hê wat anders lyk. Maar dis glad nie hoe dit werk nie. Dis 'n tydelike verband en wat die verskil maak met sintetiese produkte wat die dokter kan opsit. Elke dag moet daai produk weer afgehaal word, die wond moet skoongemaak word. So elke keer verwyder hy weer van daai nuwe groei. En die pasiënt gaan deur vreeslike traumatiese pyn en lyding in daai proses. Maar wanneer ons menslike vel gebruik, dan kan hy daarop bly rustig vir 10 tot 14 dae sonder dat iemand interfereer. En nou gee dit die liggaam se eie stelsels tyd om te genees van onderaf bou hy dan nou weer sy nuwe vel. En na so 14 dae dan word daai menslike vel nou afgehaal en dan het hy nou 'n bietjie begin uitdroog en hy begin bietjie loskom. So ons verwyder hom en dan is daar pragtige nuwe vel, jou eie vel weer onder hom. En dis partykeer net wat nodig is om 'n lewe te red. Wel, jy het nou verwys na 'n brandwonde, maar is daar ander gevalle waar iemand byvoorbeeld weefsel van 'n skenker nodig het? Ja, absoluut. Soos ons gesê het, corneas, dit kan die verskil maak tussen blindheid en om te kan sien. Ja. 'n Cornea is die klein of die dun deurskynende vliesie wat oor die kleurd gedeelte van jou oog kom. So as die venster waardeur jy kyk, is die venster waardeur die lig kom. Ja. Maar net soos 'n venster, as hy gebreek het, as hy siek is, daar is nie 'n manier om hom reg te maak nie. Hy moet vervang word. So dis die enigste behandeling. Dis corneas. Maar die ander een wat ek graag sou wou uitwys is beenweefsel. Die meeste mense is nie bewus dat ons kan been skenk nie. En met been bedoel ek nou nie beenmurg nie. Mense Die fisiese dink been. Die skeletale been. Ons praat letterlik van die femur, die tibia, fibula, die humerus, ulna en radius. Daai lang bene met hulle tendons wat saam met hulle gaan, kan ons skenk. En dit word gebruik hoofsaaklik deur ortopediese en neurochirurge in 'n magdom van toepassings op pasiënte in rugfisies. Hulle maak 'n gat toe in die kop. Hulle gebruik dit in kakebeenbehandeling. Ek kan nie vir jou sê hoeveel verskillende goed. En dit is waar ons byvoorbeeld, soos ek sê, verskil kan maak om amputasies byvoorbeeld te vermy. Het 'n persoon dalk nou net daai been nodig, anderster jy weet, verloor jy dalk 'n ledemaat wat dan nou 'n baie negatiewe impak het. Ek wil net ook gesels oor of jy verskillend vir die twee moet registreer of dit jou familie weet jy sal al twee doen. Ek dink ons fokus presies vir hoe baie keer oor orgaanskenking. Maar as jy nou weet al twee kan doen, maar ek wil net vinnig praat oor die stelsel ook. Is dit redelik as jy nou 'n klein dorpie, jy's in Harry Smit of jy's in Caledon of waar ook al, jy weet die infrastruktuur agter dit, of is dit maar meer stedelike gebiede waar goed vinnig vervoer kan word, hulle die ouens kan so toe kom en dit kom kry of waar jy ook al is nie. Ja. Kyk, die ideaal is natuurlik dat ons dit oral maklik sal wil kan doen. Ja. Maar dit is so wat organe aanbetref, is dit hoofsaaklik in die groot sentra, maar met weefsel is daar 'n redelike goeie penetrasie. Ons het weefselskenkers weefselkoördineerders, reg oor die land en ons besoek tot die kleinste dorpie, die kleinste begrafnisdiens om mense in te lig. So waar moontlik, daar word nie koste ontsien nie, want dit is so 'n groot behoefte. Ons ry maar en vlieg maar waar dit moet wees, ja. Ons gaan voort met vanoggend se gesprek oor die belangrikheid van weefselskenking en Sandra Venter van Bone SA kuier steeds in die ateljee. Weer eens welkom. Dankie. Nou Sandra, wie is geskik om 'n skenker te word? Is daar 'n spesifieke ouderdom of gesondheidsbeperkings in so 'n geval? Ja, so also die behoefte is so groot dat ons sê vir mense enige iemand kan skenk. Ten tye van die dood sal die mediese span natuurlik bepaal wie regtig geskik is al dan nie, maar ons sê vir weefsel oor die algemeen, iemand tussen die ouderdom van 16 jaar en 80
So die ouderdomsspektrum is baie wyd, maar ek moet sê ietsie soos korneas en hartkleppe kan geskenk word van selfs babietjies so jonk as 6 maande. So ons sal kyk na elke geval. Behalwe vir die ouderdomme is daar tog gesondheidstoestande soms wat 'n probleem is, maar ons algemene Suid-Afrikaanse probleme van hoë bloeddruk en diabetes en bietjie hartvaskiekte en daai goede is nie vir ons 'n probleem nie. Jy kan nog steeds skenk. Die enigste dinge wat vir ons uitsluitlik is ernstig oordraagbare siekte, goede soos HIV, hepatitis B en C, jy weet, daai tipe van ding. En dan ook waar die sterfte as gevolg van kanker is. As iemand kanker gehad het en is redelik suksesvol daarvoor behandel, dan kan ons wel kyk na weefselskenking, maar as die oorsaak van dood kanker is, dan ongelukkig is dit ook 'n uitsluitsel. Behalwe dat ek net sê vir breinkanker. Nou ek weet ons wil nou nie so in detail praat oor al die verskillende kankers nie, maar breinkanker is gewoonlik die een ding wat nie versprei na die res van die liggaam toe nie. En daarom kan ons hom nog steeds hanteer. Wat is die wetlike aspekte van dit? Wat sê die wet? So die wet hoofstuk 8 van die gesondheidswet reguleer hierdie hele bedryf. En hy is redelik duidelik, jy weet, wat is nodig vir iemand om te kan skenk, hoe die herwinning moet gebeur. Die regulasies vir weefselbanke is baie duidelik oor jy weet wat moet gebeur in 'n weefselbank, die kwaliteitsprosesse wat daar moet wees, die beskerming van die skenker se inligting, jy weet al daai tipe goed is baie duidelik neergelê. So wat die wetgewing aanbetref, voel dit vir my dis redelik voldoende op hierdie stadium vir weefsel. Ons het nie regulasies vir orgaanskenking in ons land nie, wat 'n probleem is, ongelukkig. Maar ek dink behalwe vir wetgewing, ja, nou voel dit vir my ons het bietjie 'n groter platform nodig. Ons land het byvoorbeeld op hierdie stadium nie 'n beleid, 'n geskrewe beleid oor die saak nie, orgaan- en weefselskenking nie. En dit voel, jy weet, die onderwerp kry waarskynlik nie die hoeveelheid aandag wat ons graag sou wou hê van die regering nie. Jy weet, ons sou graag massiewe nasionale bewusmaking in opleiding, opvoeding wou sien rondom die onderwerp wat ongelukkig op hierdie stadium nie gebeur nie. Maar die wetgewing self is nie 'n challenge nie, maar ons land het nie 'n standpunt daaroor nie. En as jy nie 'n standpunt inneem nie, dan raak dit moeilik om enige iets te implementeer om die saak te, jy weet, te bevorder en te help. Wat is sommige van die vernaamste dinge of faktore wat 'n mens in ag moet neem wanneer jy wel 'n weefsel of 'n orgaanskenker wil wees? Ek dink nie regtig, kyk, ons wanneer dit op daai stadium kom, soos jy sê, jou tyd is verby. So vir die persoon wat gesterf het, gaan daar nie enige verskil nou mee wees nie. So ek dink dit gaan eintlik oor, wil jy 'n verskil maak in ander lewens al dan nie? Wil jy iets hier nalaat? 'n legacy noem ons hom nie in Engels, 'n nalatenskap wat positief is, wat kan sê hierdie ou het in sy lewe gedoen wat hy kan. Nou is dit klaar, maar hy kan nog steeds 'n hero wees. Iemand wat vir 'n ander ou 'n merkwaardige verskil kan maak. Is dit die besluit? Is dit dalk wat ek graag wil hê? So weer eens om met jou familie en naasbestaande te praat is die belangrike deel. Dit gaan nie 'n invloed hê op jou begrafnis nie. Kan ons daai ene net ook bevestig. Ons werk saam met die begrafnisondernemer om seker te maak die herwinning van weefsel en organe gebeur op so 'n tyd dat dit nie met daai tye interfereer nie. En ook is daar geen koste vir die familie betrokke nie. Dis ook 'n belangrike ding. Selfs met orgaanskenking, as die pasiënt selfs in 'n privaat hospitaal is, die oomblik wanneer daar 'n toestemming geteken is vir skenking, word die rekening gesluit en die oorplantingsmense neem die rekening oor. So daar's nie koste nie. So regtig daar's geen risiko. Wil ek sê vir die ou wat wil skenk of selfs sy familie nie. En natuurlik is daar ook glad nie enige vergoeding nie. Ons sou vreeslik graag wou help met begrafniskoste, met enige iets wat dit vir mense makliker sal maak om die besluit te neem. Maar ongelukkig wetgewing vereis of bepaal dat daar geen vergoeding vir skenking mag wees nie. Is ek reg as ek sê ek dink daar's 'n kopskuif nodig. Eerste instansie wie ons ken so, ons hoor al so baie orgaan skenking, maar dat daai weefselskenking die bemarking nodig het soos vanoggend.
Maar die Ja. kopskuif, as ek nou dink aan COVID, ons trek op 80, oor die 80.000 mense wat dood is. En veral as die mense ken, ook jy is so gefokus op daai los en daai verlies, dat mense nie hieraan dink nie. Jy weet die verskil wat dit kon maak, maar ek dink dis baie sensitief. Maar 'n kopskuif te maak terwyl almal wat jy ken, of man en vrou leef of familie, om hierdie goed te bespreek met mekaar, om te sê, as enigiets gebeur, al is vir jou hoe seer, is vir my belangrik om hierdie verskil te maak. En ek dink dit is die belangrikste. En nou net baie vinnig ter afsluiting net weer, wat mens net weer eens, dat mense net besef wat jy kan skenk. Want soos die bene ding, was vir my nou weer eens 'n kopskuif. Die vel was daai tyd met die been om te dink, my fisiese been kan 'n gat in 'n kop regmaak of 'n kakebeen vir iemand beteken. So wil net vinnig wat is So die daai 4 weefsels is korneas, vel, hartkleppe en been. Dit gaan oor kwaliteit van lewe. Ons kan iemand anders se lewe dramaties verander deur daai te skenk. En die behoefte is massief. In Pretoria alleen reken hulle daar's 2000 mense wat wag vir korneas. En op hierdie stadium word korneas ingevoer uit Amerika en Europa. Ek dink is 'n skande dat Suid-Afrika nie na sy eie behoefte kan omsien in so 'n aspek nie. 'n Goeie ding wat COVID gedoen het, het ons so 'n bietjie gedwing om oor die dood te begin praat. Want dis mos 'n onderwerp wat ons nie graag oor praat nie. So hierdie die skenking ding word dan ook nie oor gepraat nie. Maar daar is nog baie min ondervinding, min kennis rondom die saak. Mense is partykeer nog 'n bietjie wantrouig van die mediese stelsels. So ons moet net op 'n punt kom wat mense meer inligting kry om ingeligte besluite te kan maak. Sandra, baie dankie. Ons gaan baie dankie. Ons gaan definitief mense motiveer om Bone SA te ondersteun. En dankie vir jou moeite dat jy al die pad gekom het om met ons te gesels. Groot plesier, baie dankie. So maak seker jy gaan soek Bone SA, dit was Sandra Venter en word 'n weefselskenker.